Goeiemôre, dit is Woensdag die 10de Junie. Vanoggend lees ons Deuteronomium 10 vers 17 tot 19. Die Here jou God, hy alleen is God, die Here, die groot God, die magtige wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie en ook nie omkoopgeld aanvaar nie. Hy laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. Jy moet ook die vreemdelinge lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. God het baie sterk die opdrag gegee vir Israel om te kyk na weeskinders en weduwees, om in besonder ook vreemdelinge lief te hê. Ons kyk in ons eie land en daar is maar baie woelinge rondom mense wat van die buiteland afkom, buitelanders wat hier by ons bly en werk, 'n groot klomp ongelukkigheid in die land en onrus wat daarmee saamgaan. Ons as gelowiges, ons as kinders van die Here, behoort anders op te tree teenoor vreemdelinge. Ons behoort ook mense te wees wat hulle gasvry behandel, wat hulle tuis laat voel, wat hulle welkom laat voel waar hulle is. So ook weeskinders en weduwees. Net soos God sorg vir sulke mense, stuur hy ons ook, sy kinders, sy gesande, om hulle te versorg en hulle op te pas. Ons is dalk nie soos Israel vreemdelinge in ons eie land nie, maar Paulus sê ons is vreemdelinge, omdat ons nou kinders van God is, omdat ons aan 'n nuwe koninkryk behoort. Kom ons gaan behandel almal om ons met liefde, met genade, met omgee. Dankie Hemelse Vader dat ons aan U behoort. Dankie dat U ons lief het en ons geroep het en ons gekies het, ja ons toerus deur die Heilige Gees. Here, dankie dat ons nou deel kan wees van U koninkryk. Dit maak ons ook vreemdelinge in die wêreld. Mag ons mense wat vreemd is en anders is, ook met liefde en met genade behandel. Here, ons leef maar in 'n wêreld wat baie vol onrus en misdaad en goed is wat maak dat ons mekaar, ons medemens wantrou. Geef ons met deur die Heilige Gees die onderskeidingsvermoë. Ja, Here, gee vir ons die wysheid en die kreatiwiteit om vir mekaar om te gee en lief te wees. Dat ons U so verheerlik, dat mense iets van U so in ons kan beleef. Dankie dat ons nood, ons vrese, ons hoop, Here, alles in U hande kan plaas en by U kan vrede en krag vind. In Jesus Christus se naam. Amen.